Julle sal weet tot op Here het ons nou al deur Jesus se bergpredikasie gewerk. En soos ek vir julle nou al gesê het, dit was sy mees omvattende leerstelling gewees. En dis nogal vir my, ek kan amper vir julle sê, dit gaan my verstand te bowe, soos dat ek weer deur hierdie predikasie werk, en ek besef hoe die Here nie net homself bevestig nie, maar hoe hy bevestig hoe relevant is sy woord van 2000 jaar terug op ons nog vandag. En ons het laasweek bietjie stil gestaan en ons het gekyk wat het Jesus instruksies gegee rakende liefdadigheid en hoe ons moet bid. So as ons liefdadigheid doen, doen ons dit nie vir die aansien van die mens nie. En so ook as ons bid ons nie vir die aansien van die mens nie. Maar nou gaan ons vandag bietjie verder kyk oor wat Jesus sê rakende ons aardse besittings en hoe ons op die Here moet vertrou. So julle kan vir my so lank na Matteus 6 vers 19 toe gaan. Nou hierdie volgende gedeelte is eintlik iets wat nogal hierdie week baie na in my hart was en dit was baie van toepassing op myself. En ek gaan net gou so vinnig instap en sê sal iemand net gou vir my gaan koekeloer want hier word 'n klokkie gelei hier onder die kansel. En ek vermoed dis nie vir my nie. Okay, so Matteus 6 vers 19 sê vir ons: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog, en as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou, om hierdie gedeelte oop te breek, dink ek soms lees ons wat hierso staan en ons begryp nie werklik wat die Here vir ons sê. In die opsig van, as hy praat van die oog, waarvan praat hy eintlik? As hy praat van twee meesters, waarvan praat hy eintlik? En wat het hy bedoel toe hy hierso met sy disippels gepraat het oor Mammon spesifiek? Nou, die eerste ding is, wat hy vir sy disippels hierso sê is, jy kan nie God en geld terselfde tyd dien nie. Jy kan nie geld jou God maak nie, jy kan slegs God jou God maak. Jy gaan nie albei dien nie, want weer een sê Jesus hierso, en as jy dit mooi by mekaar bring, soos wat dit vir ons al hoeveel plekke gesê het, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Weer eens verwys Jesus hier, en ek dink nie dis eers nodig vir my om dit vir julle te sê nie. Die hart van die mens is bitterlik belangrik. Klokkie is hier so, sorry Roan. Klokkie lê hier. Dit was ek wat die klokkie gedruk het, ek vra om verskoning, raak, is al hierdie manne en roep en roer. Sorry julle, my foutjie. En vir dies wat ingeskakel is, hier so klokkie onder die kansel wat ek gedruk het en almal op hol gejaag het in die kerk. Maar nou weet ek daarom julle is wakker, so dis 'n goeie ding. Maar weer eens, Jesus verwys hier na die hart. En hy kyk na die hart. Waarop is jou hart gefokus? Is jou hart gefokus op hom, of is jou hart gefokus op die fisiese aardse goeders? Nou, hy wil hê sy disippels moet eerder die hemelse dinge begeer, as wat hulle die dinge van die wêreld begeer. Nou, dit is soms nogal moeilik. Want ons lewe in die wêreld. Ons lewe in die tydelike, ons lewe met die aardse goed. Ons het die aardse goeders nodig om te kan oorleef. So dit is soms nogal moeilik om jou aandag van die aardse goed af te haal en jou aandag eerder op die Here te fokus, veral as jy nie het nie, veral as jy nodig het. Maar hy sê vir hulle, julle gaan moet begin kies. Wat is vir julle belangriker? Julle aardse besittings of die God wat julle dien? Dan ook in hierdie konteks verwys hy na die oog, die lamp. Wat beteken dit as jy 'n goeie oog het en wat beteken dit as jy 'n slegte oog het? Nou, dit was 'n idioom wat hulle destyds gebruik het onder die Jode wat hulle vandag nog gebruik. So, jy sal baie keer hoor die Jode verwys na die oog. En wat dit vir hulle beteken het, is as jy 'n goeie oog het, verwys dit na 'n mens wat optimisties is, iemand wat 'n vooruitsig en 'n visie het vir die toekoms en iemand wat God uitstraal. So, jy sal baie keer vind, ek ken persoonlik sulke mense, my beste pel se pa sal niks van niemand ooit verkeerd wil weet nie. As jy met daai oom praat, hy sien die beste van almal raak, hy sien 'n hoopvolle toekoms raak, en dan sit ek partymal en dink ek, jy's oom Chippy, regtig, dit kan nie net so goed gaan nie, maar hy het 'n mooi oog.
Want dit weer eens wat die hart van oor loop, of wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy sien 'n positiewe toekoms. Nou as jy 'n slegte oog gehad het, dan beteken dit jy was negatief. Jy het 'n negatiewe uitkyk gehad. En ongelukkig ken ek net so baie mense wat so weer is. Alles is verkeerd, alles loop sleg, niks gaan ooit uitwerk nie. Wat gaan van die word, wat gaan van daai word, en ek dink ons almal is onskuldig aan dit. Wat gaan van ons kinders word? En as ek werklik glo die Here is in beheer van my kind se lewe, hoef ek nie te bekommer oor my kind se lewe nie, want die Here is in beheer van my kind se lewe. Nou eintlik wat Jesus hier vir ons sê is, ons moet 'n gesonde oog hê, dat ons die regte visie het, dat ons visie op God gefokus is, en nie op die wêreld nie. Ons visie moet wees op die goedheid van God. Weet jy, dit is my so hartseer soms, dat ons visie is so verkeerd, dat ons mis eintlik so mooi van die lewe soms. Want ons kyk die hele tyd om die verkeerd te soek, in steede daarvan om die mooi te soek, wat die Here vir jou sê, jy moet 'n gesonde oog hê. Nou weer eens, as ons hierso nou gaan kyk, as ons fokus op die Here is, sal ons begin agterkom dat ons aardse besittings beteken eintlik vir ons al hoe minder en minder. Jou aardse besittings gaan nie meer jou afgod wees of jou God wees nie, want in hierdie opsig het Mammon spesifiek verwys na geld, maar in daai konteks kon dit ook verwys het na enige aardse ding wat jy verafgod. 'n Aardse ding wat jy nie van ontslae kan raak nie. Jy weet, ons hou so vas dat ons nie bereid is om te help nie, want ek het so hard gewerk vir hierdie aardse besitting. En dan sê die Here eintlik vir jou, weet jy wat, jy moet 'n oop hand hê. Jou visie moet op my wees, want ek is eintlik die een wat vir jou voorsien. Nou, dit verbaas my nog steeds, soos ek vir julle vroeër gesê het, as ek soms kyk hoe Jesus al 2000 plus jaar hierdie geleer het, en hoe van toepassing is dit op ons vandag. So asof die Here geweet het, die mensdom wat in 2025 gaan leef, gaan nogal 'n probleem hê met hierdie. Want ons is baie lief om ons fokus op ons aardse dinge te sit, want ons word deesdae geleer om by mekaar te maak. Ons lewe in wat hulle in Engels sê 'n consumer-driven lewe. So alles vir ons gaan oor koop. Nog 'n uitverkoping, nog 'n uitverkoping. As jy 'n foon vir 'n jaar het, is dit te lank. Jy moet 'n nuwe foon kry. As jy 'n hemp in jou kas het, moet jy hom daar hou, want jy gaan hom dalk eendag weer dra, het jy hom 5 jaar laas gedra. Ons word geleer, ons moet by mekaar maak, en eintlik sê Jesus vir sy disippels, jy moet vrygewig wees en bereid wees om ontslae te raak. Jy moenie net by mekaar maak nie. Hy sê inteendeel vir hulle, julle gaan soms julle gemak moet los om my te volg. En as julle dink sy disippels oorspronklik het alles wat hulle gehad het agtergelos om die Here te volg. En dit klink maklik as ons dink aan hulle, maar wat van as die Here dit van ons vereis? Los die gemak van jou huis waarin jy is, los die gemak van 'n voertuig waarmee jy ry, en volg my, gaan doen wat ek van jou vereis. Weet julle, daar's 'n ding wat ek nogal gereeld op begrafnisse noem, en dit is soms moeilik vir ons om te kyk na dit wat kom, omdat ons in die Here lewe. Omdat ons in die gemak wil lewe van waar ons onsself nou bevind, is dit soms moeilik vir ons om te kyk na dit wat kom. Waar die Here vir ons sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, nie op die aarde nie, want ons lewe in die hier en in die nou. So ons eerste prioriteit is gewoonlik van, nee, maar hoorie, ek wil hier so gemaklik as moontlik wees. Ek wil hier soveel as moontlik hê, en dan raak dit wat na die tyd kom 'n bysaak. Skatte in die hemel raak vir ons 'n bysaak. Nou gaan ek ook vir julle vertel, ek het nou al 'n paar keer begrafnisse hierdie jaar gedoen, en ek het nog nie een begrafnis gesien waar daar 'n trok agter die stoet aangery het met al die ou se besittings in. Ek weet nie of ons altyd besef nie, maar elke liewe ding wat jy besit, gaan iewers op 'n ashoop opeindig of op 'n skrootwerf. Alles wat jy het, gaan eendag iemand anders in word, of dit gaan weggegooi word. Maar ons klou so vas aan hierdie goeders, want ons het gewerk vir dit. En eintlik sê die Here vir jou, ek seën jou met alles wat jy het. Niks wat jy het, kom uit jou eie uit. En ek dink die dag wat ons dit begin besef, sal ons begin agterkom dat ons aardse goed kan nooit belangriker as God wees, want God gee dit eintlik vir ons. Dis uit sy hand uit. En weet jy, dat is my so hartseer, as jy kyk, mense sal soms tot die uiterste toe gaan, om goed by mekaar te maak. Ons sal begin steel, ons sal begin moor, ons sal begin verneek. Ons sal begin goeders onder die tafel doen, want ek soek nog goed. Nou in hierdie konteks, waar hy verwys het na Mammon, was dit nie net geld nie. Dit is ook die goedjies wat ons by mekaar maak, daai goedjies wat ons bo God begin plaas. En dis my hartseer, as ek dink, as daar enige ding is wat ek vandag vir jou vra, wat is een ding van wat jy nie sal ontslae raak nie? Maak nie saak wat die rede is nie, dan is daai ding vir jou afgod. Besef julle dit? Die Here sê vir jou, raak van jou goed ontslae.
Want niks van daai goed moet belangriker as hy wees nie. En julle, ek het ook goed wat ek dink ek het vrek hard voor gewerk. Ek het baie lank gespaar vir dit. As jy nou vir my sê, gaan gee daai paar tekkies wat jy net nou die dag gekoop het vir 'n ou langs die pad, dan ek nogal self 2 keer moet besin of ek dit doen. En dan sê die Here vir my, Roan, maar sal ek nie weer vir jou verskaf nie. Dalk moet jy kalfvoet gaan hardloop, hoe nou? Maar weet julle, hulle het in Amerika opname gedoen so 30 jaar terug, wat hulle vir die mense gevra het, wat sal jy nodig moet hê om die Amerikaanse droom te kan uitleef? Nou dit is nou daai wat ons altyd in die rolprente sien, the white picket fence. Jy weet, ek het my huis, ek het my kar, ek het my alles. En almal wat in hierdie peiling deelgeneem het gesê hulle moet ten minste dubbel verdien wat hulle op daai stadium verdien. So dies wat R20,000 verdien het of dollars sou gesê het ek kort 40. Dies wat 50 verdien het sou gesê het ek kort 100. So genoeg was nooit genoeg nie. En weet julle, Paulus in sy wysheid skryf in 1 Timoteus 6:6 vir ons eintlik die oplossing vir hierdie. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Die probleem is, genoeg sal nooit genoeg wees as ons nie kan leer om vergenoeg te wees nie. As ons nie kan leer om tevrede te wees met dit wat die Here vir ons op hierdie stadium voorsien het nie, sal ons nooit tevrede wees nie. Ons gaan altyd meer en meer en meer wil hê. Ons gaan altyd meer wil soek en ons gaan altyd harder moet werk om meer te kry en soms sê die Here vir jou, dit wat ek vir jou gegee het op hierdie stadium my kind, is vir jou genoeg. Weet jy, as ons mooi gaan kyk na hoe Jesus werk, sê hy vir ons, los alles, volg my, moenie skatte bymekaar maak nie. En ons sien deesdae hoeveel wêreldse predikante wat vir ons presies die teenoorgestelde leer. Weet jy, daar's 'n stuk in Lukas, ek hou nogal van daai stuk. Ek het hom nou nie vir jou gegee in die tou nie. In Lukas is daar 'n ryk jong man en hy sê vir hom, Jesus, ek doen alles reg. Ek volg die gebooie, ek is lief vir my ouers, ek doen alles reg. Daai tik blokkies tik ek af. En hy sê, wat kan ek nog doen? En die Here sê vir hom, hierso by Lukas 18:22, jammer, ek het dit nou nie vir julle vooruit gesê nie. En toe Jesus het hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Ironies hoe Jesus hier praat van 'n skat in die hemel is nie die aardse goed wat ons bymekaar maak nie. En wat het hierdie ryk jong man gedoen? Hy was hartseer, hy het omgedraai en hy het weggeloop, want hy het baie goed gehad. Nou kry ons deesdae predikante wat vir jou sê, Jesus sê vir jou, raak ontslae en volg my. Nou kry ons predikante wat vir ons leer, dien my en ek gee vir jou meer aardse goed. En die Here sê nee, dit is nie wat ek vir jou sê nie. Want skatte in die hemel is nie aardse goed wat ons hier bymekaar maak nie. Skatte in die hemel is waar ons die evangelie gaan verkondig en siele wen vir die Here. Skatte in die hemel is waar ons arme mense help uit die oorvloed uit wat ons het. Skatte in die hemel is waar ons 'n ekstra baadjie weggee soos wat die Here vir ons sê. Dit is hoe ons skatte in die hemel bymekaar maak, nie deur om op die aarde bymekaar te maak nie. Ek hoor nou die dag 'n predikant vol bravado wat hy vertel, hy het kanselaar, chandeliers, as ek weet nie is 'n mooi Afrikaanse woord nie, in sy huis wat meer werd is as sommige van die mense in sy kerk se huise. Ek dink dit is nie eintlik iets om op trots te wees nie. Gaan verkoop daai kandelaar en help die armes sodat jy skatte in die hemel bymekaar kan maak, want ons het die fout gemaak dat ons die hemel op aarde soek. Julle, as hierdie jou enigste hemel gaan wees, het jy 'n hartseer lewe wat jy lewe. Hierdie is nie veronderstel om die gemaksone te wees nie, want die gemaksone kom die dag wat ons by die Here kom. Want die Here sê vir ons, julle raak ontslaaf van hierdie. En ek gaan nou vir julle sê, predikante wat fokus op besittings en aardse goed, is predikante wat vermy moet word. Predikante wat vir jou leer, jy dien die Here, dat jy meer aardse goed kan kry, is predikante wat teenstrydig is met wat God se woord sê, want God se woord sê vir ons, volg my, nadat jy van jou goed ontslaag geraak het. Wees versigtig vir predikante wat die evangelie vat en verkoop, sodat hulle in gemak kan lewe. Weet jy dat daar's predikante wat in weelde lewe op die geld van die mense in hulle gemeente is wat besig is om te krepeer. Jesus sê vir sy disippels, ek gee dit vir julle verniet, julle sal dit verniet gaan gee. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie, want siele is belangriker as 'n bankrekening vol geld. Siele is belangriker as 'n fancy kar. Siele is belangriker as 'n groot huis. Daar die Engelse woord sê dit vir my eintlik pragtig, wat hy dit in Engels stel. Mark and avoid. As enige predikant die evangelie gaan verkondig en verkoop vir geld, mark and avoid. Merk hom en vermy hom. Want God is nie geld nie. God is God. Dis vir ons bitterlik belangrik dat ons begin besef, ons dien nie die Here soos 'n lotto kaartjie of soos 'n genie.
dat ons vry vir hom net reg en dan moet hy vir ons gee nie. Ek meen, wie dink ons is ons? Alles wat jy het, kom van die Here af. Elke sent wat jy verdien, kom van die Here af. Jy moet inteendeel sê, Here, ek wil soveel as moontlik teruggee vir U. Ek wil soveel as moontlik wat ek het teruggee vir U bediening, vir U koninkryk, sodat ons siele kan bereik. Nie sodat die predikant in weelde kan lewe nie. Jy sal nie lees dat een apostel of een disipel in weelde gelewe het nie. Nie een nie. Hulle het gedoen wat die Here gedoen het. Hulle het horribale dode gesterf vir hulle geloof. Maar ons het dit gaan omdraai en gaan sê, nee. Moenie ontslae raak van jou goed en die Here volg nie. Volg die Here sodat jy goed kan kry. Nou julle, daar's uiteraard niks fout daarmee om goed te hê nie. Daar's niks fout daarmee om baie geld te hê nie. Daar's niks fout daarmee. Ons almal moet leef, ons almal moet eet, ons almal kort 'n bed om op te slaap. Maar as hierdie goeders vir jou belangriker as God word, of as jy God begin dien want jy soek meer van hierdie goeders, moet jy gaan herbesin, hoekom dien jy werklik God? Is jy werklik besig om skatte in die hemel bymekaar te maak? Is jou oog mooi en skoon dat jou visie op die Here is, of is jou oog so vuil dat hy op die aarde is en op jou aardse besittings? Jy kan hard werk en jy kan met jou geld maak net wat jy wil. Ek gaan nooit vir jou sê hoe jy jou geld moet aanwend nie. Maar moet nooit laat jou geld jou God word nie. Moet nooit laat geld vir jou belangriker word as jou saligheid nie. En ek wil julle regtig mooi vra vandag. Gaan lees julle tekste in so oog dat jy kan sien. As iemand vir jou sê, maar hier sê dit, daar sê nou dag 'n predikant, as Jesus geleef het, sou hy 'n Ferrari gery het in vandag se tyd. Julle weet, Jesus het met opset met 'n donkie ingekom, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Jesus kom met 'n koets ingery. Hy kom met 'n perd ingery, hy kon ingevlieg het as hy. Maar Jesus gaan betoon absolute nederigheid as die seun van God. Hy sê inteendeel. Hy het arm geword vir ons en dan sê hy sodat ons kan ryk word, nie finansiëel nie, Here. Maar weet jy, die grootste rykdom wat jy het is 'n verhouding met God. Jou siel wat gered is. Die grootste rykdom wat jy kan hê is skatte in die hemel eendag. 'n ewigheid saam met die Here. Ons kan nie 'n kontant waarde op besit nie. Maar ons fokus moet op dit begin kom, op die goed van die Here en nie meer op die goed van die aarde nie. Die tweede gedeelte wat nou aangaan hierso is Jesus weer aan die woord by Matteus 6 vers 25. Nou hierdie is van toepassing op soveel van ons, want hierdie was 'n rowwe jaar vir baie mense. Ek hoor die stories, ek beleef dit. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan dan deur om te kwel een el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle in al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So eerstens begin Jesus hierdie gedeelte met 'n bemoediging en hy sê julle moenie julleself kwel nie. Ons almal maak daai fout en ek weet dit. As dinge bietjie rof gaan, dan begin ons hierdie sommetjies te doen en dan begin ons amper half Here maar regtig. U vat nou bietjie te lank. Ek kort nou die voorsiening. Maar jy weet hy herhaal die woord kwel 6 keer in hierdie gedeelte. 6 keer wat Jesus vir ons sê julle moenie julleself bekommer nie. Nou ek voel nogal as Jesus dit vir ons sê kan ons sy woord ernstig opneem. Nou ons moet besef, die skare wat daar gesit het nie die tipe weelde gelewe soos ons nie. Daai tydse mense het nie yskaste en spense vol kos gehad nie. Hulle het nie klerekaste vol klere gehad nie en hulle het definitief nie 'n mall gehad wat hulle op 'n Sondag na kerk gekom gaan stop nie. Hulle leefstyl was bietjie effens anders as ons inne gewees.
Maar weer eens sê die Here hier vir sy disippels, maak die regte keuse en moet julle nie bekommer nie. Moenie vreesagtig word nie, want julle vertroue moet net op God wees. Maak nie saak waar hulle self bevind nie, die kinders van God is belangriker as die diere van hierdie aarde. Ek kan partymal nogal na video's kyk en kom ek agter mense is deesdae meer geliefd vir diere as vir mense. En God sê vir ons, nee my kind, ek het julle so lief. Liewer as vir die diere. So as ek vir die diere sorg, sal ek vir julle ook sorg. En hy sê nie dat hulle niks geloof het nie, hy sê hulle het te min geloof. Hulle is klein geloof. Nou ek gaan nou nie vir julle jok nie, ek moes hierdie week self 'n groot stap gevat het. 'n Groot stap van geloof. En ek gaan sit ook eers so en ou gaan doen jou sommetjies en jy gaan werk uit en jy weeg dit op teen dat en op 'n punt is ek besig met hierdie voorbereiding en die Here tik my so oor my vingers. Jy weet so amper Roan regtig. Fokus net op God. Plaas jou geloof net in God want weet jy wat, hy is jou voorsiener. Geen mens is jou voorsiener nie. God is die een wat voorsien. Die Here sê self vir my hierdie week, Roan, jy is my meer werd as die voëls op die aarde en ek sorg vir hulle. Ek het nog nie een vinkie op my grasperk gesit wat ek sien sommetjies maak oor waar gaan hy volgende wurmpie vandaan kom nie. Maar nou moet ek vir julle by sê, weer eens soos Paulus ons leer, moet ons soms net vergenoegd wees met waar ons onsself bevind. Dat al voorsien die Here nie soos wat ons gesoek het nie, voorsien hy nog steeds. Nou weet julle, dit is my eintlik hartseer, want het julle al agtergekom, hoe meer goed jy het, hoe erger raak jy om jou goed te beskerm. Hoe meer liries raak jy. Jy het slapelose nagte oor jou goed. Jou versekering is sky high oor jou goed. As 'n motor op 'n hek nie werk nie, jy kan hom nie sluit nie, slaap jy nie daai aand nie, want net nou gebeur iets met jou goed. Hoe meer goed jy het, hoe meer probleme het jy. Ek beloof julle, dit gaan kyk 'n bietjie. Mense wat minder het minder probleme. Maar nou is amper niks om weggevat te word nie. So ek hoef nie te bekommer oor dit nie. Hoe meer ons het, hoe meer stres ons oor dit. En weet julle wat vir my ook net so hartseer? Ons sal soms God se voorsiening bevraagteken, maar dit is nie op ons vlak nie. Ons moet net besef dat God voorsien wat ons nodig het, want as God sê hy voorsien in al jou behoeftes, dan is dit wat jy het, die behoeftes wat hy gevoel het, hy voorsien vandag. Die belangrike ding is, terwyl jy wag, moet ons nie vreesbevange word nie, want God is nooit laat nie. Nou daar's 'n teksvers waarvan ek baie hou, hy's voor op my Bybel ook. Romeine 8 vers 28. Dis vir my 'n kosbare teksvers, want dit sê vir ons en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou moet ons besef, ons goede en God se goede is nie noodwendig dieselfde ding nie. Maar een ding wat ek vir julle kan sê is God se voorsiening is perfek, want God is perfek, want God se wil en sy plan vir jou lewe is perfek. Daar is geen voorsiener soos God nie. Daar is geen iemand wat soveel liefde in sy hart ondra vir jou nie. Hierso sê die Here vir ons in hierdie teksvers, ek voorsien vir die voëls, maar nou moet julle ook besef, die voëls maak werk daarvan om kos te kry. Hulle sit nie net op die draad en dan sien julle hoe kom die hand uit die hemel uit en hy sit die wurmpie in die voël se mond nie. So ons kan ook nie op ons laure gaan rus en op jou negende rugwervel lê en sê Here, nou moet U gee nie, want God werk nie vir ons nie. Ons werk vir God. Weet jy moet soms iets doen vir die Here om dit te kan seën. Maar ons het al laks geword, waar ons partymal regtig op ons negende rugwervel lê en so amper of jy met 'n waiter praat en vir die Here sê, gee. Dis nie hoe God werk nie. Doen jy wat die Here vir jou sê om te doen? Is jy in God se wil? As Romeine vir ons sê, die Here het die beste intensies vir ons, julle, dan kan ons nogal sy woord vat vir dit. Maar jy kan nie verwag, die Here moet jou soos 'n waiter bedien, en jy is nie bereid om enigiets van jou kant af te doen. Weet julle, ons kry partymal kry mense werk, dan is hulle nie lus om die werk te doen nie, want die werk is half benede my. Dan dink ek, julle, daar is nie 'n ding soos 'n slegte werk. As jy bid vir werk, die Here, ek het gebid vir werk en ek het op tyd slote gegrou vir fiberkabels om gelê te word. Dit was nie 'n lekker werk nie. Die mense in die goeie buurte in Benoni het my aangekyk soos ek die geil skomsgat van die aarde is. Maar ek het dit gedoen want die Here het vir my daai werk voorsien op daai oomblik en dis wat ek nodig gehad het. Daar was lesse gewees om te leer uit dit. Ek moes nederig word. Ek moes leer om regtig hard te werk. En deur dit alles het die Here 'n plan met dit gehad. Dit was nie vir my ideaal gewees nie. Ek was nie mal daaroor nie. Ek was nie mal daaroor om van kop tot toe in grond vol gewees en dan vir my vrou te sê, jy moet sien hoe kyk die mense my aan langs die pad nie.
Maar dit is waar die Here my op daai oomblik wou gehad het, en wat het ek gedoen? Wat die Here van my verwag het. Ek het ook soms gemou, ek gaan nie vir julle lieg nie. Maar die belangrike ding vir my is, ek het eers die koninkryk gesoek en besef dat die Here is die een wat vir my voorsien, ongeag. Weet julle, 'n ander ding waarna ons moet begin kyk. As jy vandag jouself bekommer oor môre, maak dit nie môre beter nie, maar maak vandag slegter. As jy vandag jou sit en opwerk oor môre, is vandag sleg en môre gaan vir jou ook sleg wees. En die Here sê eintlik vir jou, fokus op my voorsiening, en jy moet eers na God kyk. Moenie die hele tyd sit en kontempleer en bekommerd te wees oor jou aardse goed nie, want weet julle, jou aardse goed gaan nie saam met jou nie. Fokus so op die Here, dat die aardse goed jou minder begin pla. Weet julle, ek kan vir julle een ding vertel, hoe nader ek in die Here gekom het, hoe minder het die aardse goed my begin pla. Hoe minder het die weelde my begin pla. Ek kan met julle in alle eerlikheid sê, ek sou mal oor gewees het om 'n Ferrari te ry. Ek het glad nie meer 'n begeerte om 'n Ferrari te ry nie, want in alle eerlikheid, as ek as 'n predikant hier inry met 'n Ferrari, moet julle my begin bevraagteken, want dit pas nie. Predikant is veronderstel om 'n Ferrari te ry. Ek kan daai Ferrari se geld vat en ek kan dalk 50 gesinne help om kop bo water te hou. My begeertes het verander, want my verhouding met God het verander. My fokus het van die aardse goed afgekom en my fokus het op die hemelse goed begin kom. Filippense 4:6, ons almal ken hierdie teksvers. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word voor God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So hierso sê die Here nie vir ons, gee al julle begeertes aan my en ek gaan alles vir julle gee nie, want soms gaan die Here jou begeertes vir jou verander, deurdat jou verhouding versterk met hom. Maar hy sê vir ons, jy sal 'n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan, want die aardse goed gaan nie meer vir jou relevant wees nie. Die hemelse goed gaan vir jou relevant word. Jou verhouding met God gaan vir jou belangriker wees as jou verhouding met die goedjies wat jy in jou garage bære. Weet julle, dit is my hartseer. As ek gaan dink, Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit. Hy het niks. Hy het niks. En hy praat oor vrede. Ons het soms 'n slegte maand, of ek moet dalk pap eet vir 2 weke, dan is dit die einde van die wêreld. Hoeveel keer staan jy voor 'n klerekas en jy maak daai kas oop en hy hang so? Ek het niks om te dra nie. Hoeveel keer? Maak daai koskas oop? My vrou, hier is ook niks om te eet nie. Uit ondankbaarheid, julle sien ons nie as raak wat die Here vir ons voorsien het nie. Paulus sit in die tronk uit niks. Hy sê vir ons sal vrede kry sodra ons alles oorgee aan God. Nou om alles vir ons mooi bymekaar te bring. Vandag moet ons besluit terwyl ons hierso sit, wat is vir ons belangriker? Geld en gemak of God? Om die roeping uit te lewe wat die Here vir ons almal het, of om eerder in die weelde en die gemak van die wêreld te lewe? Ons gaan moet leer om vergenoeg te wees met dit wat ons het, en ons moet ophou om die fout te maak om te dink dat meer geld en goed ons gelukkig sal maak. Weet julle, hulle het op 'n tyd na een van die rykste ouens in Amerika toe gegaan. Ek kan net dink, wie was dit, 'n Rothschild of 'n ding. En hulle het hom gevra, wat sal vir jou genoeg wees? Hoeveel geld sal vir jou genoeg wees? So sê hy nog net 'n bietjie. Net 'n bietjie meer. As jou fokus op jou geld is, gaan genoeg nooit genoeg wees nie. Ek beloof julle dit. Jy kan hierdie jaar dubbel jou salaris verdien en volgende jaar gaan jy vir my sê, ja, nog so R5,000 ekstra, dan gaan ek gelukkig wees. Aardse goed gaan jou nooit gelukkig maak nie. Dis leeg. Ek beloof julle dit. Ons moet dan leer om 'n positiewe uitkyk op die lewe te hê. Nie net omdat ons kinders van God is nie, maar omdat ons weet dat ongeag wat gebeur, is God nog steeds in beheer. Julle al vind jy jouself soms in die dal, sê die Here vir jou, ek is met jou in daai dal. Ek is saam met jou in daai dal. Want God is totaal en al in beheer. Ons verhouding met God en wat hy vir ons gedoen het, moet eintlik vir ons genoeg wees. Die feit dat hy sy seun aan daai kruis laat sterf het, is eintlik vir ons genoeg. Ek het net vanoggend vir hom Dion gesê, julle, ek het al vir die Here gebid en dis 'n gevaarlike gebed om te bid, dat as my geld ooit tussen my en God kom, moet hy dit eerder wegvat. Want ek sal eerder brandarm in 'n gutter doodgaan en ek sien my hemelse Vader, as wat ek skatryk in weelde doodgaan. En ek het die ewigheid van pyniging wat vir my wag.
Jy weet, Jesus sê spesifiek in daai stuk in Lukas, is baie moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel in te kom, en die rede vir dit is, omdat ons geld en ons besittings vir ons so belangrik word. En nou wil ek julle ook aanmoedig, as die Here jou seën met meer, gebruik dit om 'n seën te wees vir iemand anders, sodat jy vir jou skatte in die hemel bymekaar kan maak. Ons moet leer om dan met oorgawe op God te vertrou vir alle voorsiening. En as die vyand kom met allerlei negatiewe en bangmaak gedagtes, julle, sit net weer jou fokus terug op God en sy beloftes, want hy sal nie vir jou lieg nie. Iets wat dit baie mooi bymekaar bring, hier is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. En dit sê vir ons, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en alle skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle ongehoorsaamheid volkome is. Moenie die duiwel vatplek gee in jou gedagtes nie. Neem jou gedagtes gevange tot eer van God. As die duiwel of die vyand enigstens vir jou hierdie gedagtes gee, dan sit jy jou gedagtes weer terug op God. As hy vir jou sê jy het niks en jy is arm en die Here het jou verlaat, dan sê jy nee, ek het alles want die Here is my voorsiener. As die vyand vir jou sê jy is alleen in die stryd, dan sê jy nee, ek is saam met die Here in hierdie stryd, want ek neem my gedagtes gevange tot eer en verheerliking van die Here. Nou ek dink dat ek soms op begrafnisse doen, is ek hou nogal daarvan om aanhalings aan te haal, en ek het hierdie week terwyl ek hierdie studies doen, kom ek op 'n ding af van Matthew Henry. Nou hy was 'n teoloog in die 19de eeu. En hy bring hierdie hele Matteus 6 mooi bymekaar, wat hy vir ons sê, nou ek sê dit nou in Afrikaans, syne was in Engels. Daarom, nadat Christus ons gewaarsku het teen die begeerte na die lof van mense, waarsku hy ons volgens teen die begeerte na die rykdom van die wêreld. Ook hierin moet ons waak, dat ons nie soos die huigelaars is of doen soos hulle doen nie. Die grondfout waarin hulle skuldig is dat hulle die wêreld as hulle beloning kies. Daarom moet ons waak teen die geveinsdheid en wêreldgesindheid in die keuse wat ons maak van ons skat, ons doel en ons meester. Ons moenie die wêreld en die aardse goed as ons beloning ag nie. Ons moet die volkome liefde van God en 'n lewenswandel saam met hom as ons beloning ag. Die vraag is, kies ons vandag die wêreld of die ewige lewe? Kies ons vandag die vrees wat saam met die wêreld se goed kom, of die vrede van God? Besluit asseblief met julle oë. Here, baie dankie dat ons in Matteus 6 kon leer dat alles gaan net oor U. Here, tot op Here in hierdie bergpredikasie het ons soveel keer geleer dat U deursoek die hart en U kyk na die hart en U kyk na waar ons hart werklik gevestig is. Here, ek het vandag 'n absolute pleidooi dat ons sal begin soek na die skatte in die hemel, dat ons fokus van hierdie aardse goed sal afval, van hierdie aardse vrese sal afval. Here, maar dat ons sal opkyk na U, want U is perfek en U voorsiening vir ons is perfek, al voel dit nie altyd so nie. Here, as die vyand ons herinner, ons is alleen, dat ons die vyand herinner, ons loop 'n pad saam met U, en ons begeertes is goddelike begeertes, nie meer aardse en wêreldse begeertes nie. Here, maar ek wil vir U dankie sê vir elke bietjie en baie, alles wat U vir ons voorsien. Here, want niks wat ons het, kom uit ons eie uit nie. Alles, maar alles is van U af. Here, ons is U dankbaar vandag dat ons kan uitreik in gebed. Here, ek wil asseblief vra vir elke persoon wat hierso sit in 'n moeilike omstandighede, 'n persoon wat dalk meer vrae as antwoorde het, dat hulle net hulle geloof en gebede op U sal fokus. Dat ons nie sal vaskyk op die vrese van die aarde nie, en nie sal vaskyk op die vrese van die vyand nie. Maar ons sal volkome vertrou op U, liewe Here, want daar's niemand wat kan voorsien soos wat U vir ons voorsien het. Here, ek dank U vandag vir die kruis wat Jesus vir ons deurgegaan het, dat ons hierdie verhouding met U kan hê. Wat sekerlik een van die grootste gawes en geskenke was wat ons ooit kon kry, maar nie verdien het nie. Here, gaan asseblief met elke boetie en sussie wat hier sit en hierdie boodskap hoor hierdie week, dat ons ongeag wat om ons gebeur in hierdie wêreld, 'n mooi oog sal hê met 'n visie vir die toekoms, dat ons sal weet U is in beheer en nie negatiewe gedagtes meer sal koester nie. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. My gebed in Jesus naam. Amen.
en amen. So nou gaan ons oor na iets toe wat